Goed vriende, baie dankie, dis 'n voorreg, kom ons gaan dadelik aan na die woordverkondiging toe. En ons maak oop by Johannes 15. Nou vriende, Johannes 15 se konteks is belangrik dat jy dit verstaan. Johannes 15 is deel van 'n lang gesprek wat Jesus gehad met sy disippels, wat loop jy vanaf hoofstuk 13 tot en met vers 17. Jy kan 'n hele gesprek gaan lees. Kom ons noem dit as 'n baie intieme gesprek. Dis 'n gesprek so voor Jesus nou gaan vertrek na die kruis en alles wat daarmee saamgaan. Praat hy met hulle baie ernstige dinge. As jy ooit regtig 'n studie wil maak, gaan kyk na die gesprek van hoofstuk 13 regdeur tot hoofstuk 17 van Johannes 13. Maar hier gaan Jesus met hulle baie besondere deel in Johannes 15. Hy gaan met hulle praat oor die wynstok en ek gaan nou 'n bietjie daaroor inlei. En dit is belangrik dat jy verstaan, dis die laaste gesprek. Jesus is op pad uit hierdie wêreld uit. Hierdie wêreld moet vir die Here gewen word. Hierdie evangelie van Jesus moet versprei word. En kom ons druk die pausknopie vir 'n oomblik. En ons gaan 2000 jaar terug en ons vra die vraag: was hulle suksesvol met hulle taak? Help my. Ja, want jy sit hier. En ek is hier. Manne en vroue het hulle lewens afgelê om hierdie evangelie die wêreld in te vat. Die protestantse geloof moes vlug vir hulle lewens onder die rooms-katholieke vervolging in die suidpunt van Afrika. Dis waar ek en jy die protestante geloof ontmoet. En dit gaan steeds aan. Vandag word ons weer uit ons eie uit ons eie land verjaag. En weer eens vind jy waar hierdie Christene land in plekke, is daar weer oplewing. En dit is ons taak. Nou vriende, ons gaan lees jou saam Johannes 15. Jesus aan die woord: ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat aan my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so ook julle as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word uitgewerp soos 'n loot en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, baie belangrik. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle volkome kan wees. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie met diensknegte nie, omdat die diensknegte nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om te gaan vrug dra en julle vrug, sodat julle vrug kan bly, sodat wat julle ook al in my naam mag vra, hy julle dit sal gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Net tot daar uit die woord van die Here. Kom ons vra net die Here se seën op sy woord. Here, ons het nou nodig dat die Gees van God hierdie woord vir ons kom oopbreek. Ons het nodig dat U die woorde van 'n mens vat en dit omskakel in bonatuurlike krag. Dat daardie krag in ons harte kan inkom en dit kan saad is wat val en dit kan val op goeie grond. En dat U vandag ook, Here, ons lewens sal kom transformeer deur dit wat U hier vir ons wil leer. O Here, wat 'n kosbare geleentheid om so by U voete te sit en te kom hoor wat U ons wil leer van hierdie gedeelte. Amen. Ons gaan 'n bietjie praat oor hierdie hele gedeelte, maar kom ons hou dan vir u voor Johannes 15 vers 5.
Jesus sê, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En vriende, ek gaan vandag met u praat oor hierdie thema soos ek hom deurgegee het, wynstok Christenskap. Vriende, ons het vandag leiers voorgestel. En vriende, as ons praat van Christenskap en ons praat van leierskap, dan is daar baie besondere ritme wat moet volg. Die ritme moet wees Christen. En dan, kom ons doen, Christenskap. Wat ontwikkel in leierskap? Kom ons druk die pausknopie vir 'n oomblik. Dink bietjie en kyk bietjie hoeveel plekke in die wêreld en in ons eie land is die leiers in 'n gemeente nie noodwendig die Christene nie. Ja, in die naam is hulle Christene, maar nog nie daai manne wat met God so pad stap nie. So baie keer is daar leierskap, maar Jesus ontbreek. En ek wil dit vandag omdraai, terwyl ons leierskap voorgestel het, wil ek praat oor Christenskap en leierskap, maar uiteindelik kom dit terug na die Christen toe voor ons. Want ons elkeen is in die Here 'n leier. Ons moet opgelei word. Hy moet ons opvat. Hy is die een wat vir jou roep. Hy is die een wat van jou 'n leier maak. As dit op die kerkraad is, as dit in 'n bediening is, as dit by die vrouens is, as dit 'n pa is, as dit 'n ma is, as jy buite werk, daar moet jy as Christen leiding neem. In jou eie lewe moet jy leiding neem. Jy moet goed laat gebeur. En as jy nie daai Christen leier is, wat ons hier gaan raak sien nie, gaan jy baie swaar kry. Nou vriende, ek gaan net 'n bietjie beeld vir julle wys, en ek wil net 'n bietjie deurkyk daar, en ek het sommer nou my klere dat Atto kan sien. Goed, so wat jy hier sien is 'n wingerd. Wie staan buite die wingerd? Wie sinne is dit? Dis 'n landbouer of 'n boer sin, is dit reg? Dis wat jy lees in Johannes 15, hy sê, my vader is die landbouer, so daar is die wingerd, en dan sien ons nou daar is 'n wynstok, sien jy hom daar? Is hy wat geplant word, daar word hy geplant, en daar word hy geplant, en hy word so mekaar geheg. En dan op 'n sekere tyd van die jaar, dan begin daar die wynlote, daai vruglote begin uitloop. Hulle is nie altyd daar nie, sekere tyd van die jaar begin hulle uitloop, en wat gebeur dan? Dan stuur die landbouer kundige mense in om hierdie goed te snoei. En hulle snoei vir hom weg. Ons kyk soms na so gedagte en kom myself, hoe verniel hulle nou die ding? Nee, hulle verniel hom nie. Ek het in die dag 'n landboukundige by my gehad. Willem is hier iewers. Wat vir ons gesê het, jy kan daai boom nooit dood snoei nie. Hoe meer jy snoei, hoe meer lewe loop daar uit. En dis waar. So hy word gesnoei. En dan vriende begin daar vruggies verskyn. En as hy vruggies nou aanhou vat, dan loop hy en hy word naand hierdie groot stuk vrug. Nou kom ons gaan nog 'n bietjie terug en ons sê, hoe kom ons by hierdie vrug uit wat ons nou hier sien? Kom ons gaan terug. Die vrug kom van klein vruggies wat ontwikkel het. Daai klein vruggies kom van wynlote wat gesnoei is. Daai wynlote is gesnoei en daai wynlote loop uit die wynstok. So daai het jy hom. Wynstok, dis Jesus. Die landbouer is ons Vader. Daardie lote is elkeen wat in hom geplant is, u wat in hom ingeënt is, elke weergebore kind van die Here, jy is daai loot wat hier is. Jy is daai loot. En dan is die proses dieselfde, né? Hy kom uiteindelik daar by die baie vrug. Dis wat die Here ons wil hê. So, hoe gaan jy vrug dra? Ons het nou vir u gewys die roete terug en die roete vorentoe. So kom ons gaan vir u 'n paar kort gedagtes gee, baie eenvoudig uit hierdie gedeelte. En ons praat met u oor wynstok Christenskap is aangestelde Christenskap. Ons lees dit daar in die woord van die Here in Johannes 15 vers 5. Hy sê, of 16, julle het my nie uitverkies nie, verskoon tog. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. En julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Vriende, wanneer ons praat oor elke Christen,
elke kind van God wat kan getuig dat hy Jesus ken, dat hy Jesus ontmoet het. Jy het Jesus nie kom kies nie. Hy het jou kom soek. Hy het aan jou hartsdeur kom klop. Hy het die werk gedoen vir jou. Hy het agter jou aangeloop. Jy het maar net gehoor deur sy gees en jy kon reageer deur sy genade en jy kon ja sê deur sy genade. Daar is niemand wat God soek nie, selfs nie een nie. So wanneer jy God begin soek, is dit net 'n antwoord op God wat jou reeds gesoek het. So elke kind van God, moet jy nou mooi hoor, is aangestel om vrug te dra. God vra nie of jy saamstem nie, vriend. God vra nie wat is jou opinie nie. Hy sê ek het jou uitverkies om te gaan vrug dra, maar nog meer, ek het jou aangestel. You have the job. There was a vacancy that you filled. Jy is hierdie persoon wat die vrug moet gaan dra as Christen, maar ook as leiers. Die Here kom deur sy woord en dan sê hy spesifiek vir die kerkraad hierdie woorde. En vir die sustersbestuur, en vir die sonnaskoolbestuur, en vir elke bedieningsbestuur. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. U sien, jy is aangestel as Christen om vrug te dra. As leier is jy aangestel om die gemeente van God te versorg. Weereens, vriende, dit is ons werk. Ons is geroep en aangestel. Ons is geroep om Christen te gaan wees. Nie een keer 'n week soos baie ouens dit reg kry nie. Baie ouens kry dit reg om een keer 'n week 'n goeie gawe Christen te wees. En dan die res van die week daar buite is hy maar weer wat hy was. Nee, hierdie is 'n lewenslange roeping. Waar jy jou voete neersit, waar jy jou tyd spandeer, waar jy beweeg, is jy voltyds aangestel deur Christus om vrug te dra. 'n Christen op elke plek. Wat het Moses, Joshua, Dawid, Paulus, Timoteus, ek en jy in gemeen? Ons is geroep en aangestel. En daarom vind daar 'n teksvers wat jy moet vasmaak diep in jou gemoed. En daai teksvers vind jy in 2 Petrus 1 vers 10. En dit kan die susters ook insluit. Daarom, broeders en susters, moet julle des te meer beywer, luister mooi, om julle roeping en julle verkiesing vas te maak. Met ander woorde, jy moet weet dat jy weet dat jy weet dat jy deur God geroep is, aangestel is. Dis nie jy nie, dit is hy. Jy het maar net die genade gesmaak en dit sê as jy dit vasmaak, sal jy nooit struikel nie. Hierdie beyewering, hierdie verkiesing moet jou identiteit word. Dit moet word wie jy is. As ek kom en ek sê, vertel vir my wie is jy, het ek al met jou vir jou baie gesê in die laaste 9 jaar. Jy moet begin te sê, ek is Ian Jansen van Rensburg. 'n kind van God. 'n man vir so en so. 'n verkoopsdirekteur by hierdie maatskappy. Dis wie ek is, dis my aanstelling. En jy moet dit vandag opnuut vir jouself vasmaak, anders gaan jy struikel. Jy het die mandaat en die opdrag om Christen te gaan wees, om vrug te gaan dra. Jy is geroep, vriende, nie om 'n ornament te wees nie, maar 'n instrument. Jy sien, vriende, hier is te veel ornamente in die kerk van die Here. Ons het gepraat oor hierdie wa wat hierdie drif moet kom, hierdie wa wat moet aangaan. Daar's te veel ornamente wat staan en kyk, wat op die wa sit, wat vinger wys. Nee, God het jou geroep en aangestel as 'n instrument in sy hand. Maak dit vas, as kind van God en as leier. 'n tweede gedagte ek in hierdie gedeelte sien, wynstok Christenskap is afhanklike Christenskap. Dis so wonderlik vir mense wat aan drank verslaaf was of aan dwelms verslaaf was, om te sê, ek is nie meer daarvan afhanklik nie. En ons is dankbaar as mense kan loskom. Maar vind die ene wat ek en u vir mekaar moet sê,
ek en u is nie redelik baie nie, maar totaal en al afhanklik van Christus Jesus, van sy woord, van sy gees. Hy sê dit vir onsself. Kyk nou mooi. Ek is die wynstok en julle die lote. Kyk nou sy voorwaarde. Wie in my bly. Dis nie genoeg nie. En ek in hom. Hy dra veel vrug. Nou beklemtoon, want sonder my kan julle niks doen nie. Vriende, ek moet op 'n punt kom waar ons onsself dreineer. Wanneer ons daar by die manne kom wat ons karre diens, nou ons het altyd op ons rug gelê en jou nek het gekraak en jou oë was vol modder, maar vandag se manne trek die kar op en hy lig hom vir jou lekker op en hy staan daar bo. En ons moes met emmertjies sukkel. Hulle het sulke grand masjiene wat hulle daar opsit en hulle maak hom los en al die olie dreineer so uit jou masjien uit, sommer binne 'n groot houer, vir klaar skuifel hom uit weg. Ek moet onsself vanoggend opnuut dreineer van die wete of die gedagte dat jy kan sonder God iets doen. Dis 'n leuen van die wêreld aan ons op dis dag en nag. Die oplossing is in jou. Jy is die antwoord op jou probleme, in 'n sekere opsig verseker ja. Maar as ons dink aan die hemel en ons dink aan vrug en ons dink aan die Christendom, het jy God totaal afhanklik, jy is totaal afhanklik van hom. Soos 'n plant afhanklik is van sonlig en water. Soos 'n handskoen afhanklik is van 'n hand. Soos 'n motorengine afhanklik is van olie en brandstof. Soos 'n voël afhanklik is van vlerke is. Soos 'n vis afhanklik van water is. So is ek en jy van God afhanklik. Maar ons weet dit nie altyd nie. Ons dink ons kom self reg. En ek sê altyd, ja, proof is in the pudding, ons kom self mooi reg. Waar is die vrug van ons bediening? Waar is die siele wat gered moet word? Waar is die bedienings? Waar is die sendelinge? Waar is wat gebeur? Jy sien wanneer ons self te doen en hou ons onsself net aan die gang, vriende. Ons hou onsself net aan die gang. Maar vriende, ons moet op 'n plek kom waar ons besef ek is totaal afhanklik van God. Ek kan sonder hom nie gered word nie. Ek kan sonder hom niks in hierdie wêreld vir hom beteken nie. Ek moet dit leer. Ek moet dag vir dag dit van hom leer. Die klaskamer van hierdie groei, nou mooi hoor, die groei van hierdie geloof is nie in 'n klaskamer met 'n aircondisie nie. Ons almal wil dit graag hê. Ek wil in 'n klaskamer gaan sit met die beste TV-stel, die beste professor en die beste klankstelsel en ek wil tot my oorfone kan opsit en ek moet kan luister en kan kyk. Luister mooi, groei vind nie daar plaas nie. Jy moet uit die klaskamer uitkom. Jy moet in die wêreld inkom waar mense moeilik is. Waar mense jou vloek. Waar mense jou te nakom. Waar jy verdra word, maar nie liefgehê word nie. Want jy waag dit om Jesus te lewe. Dit is die skool waar ons leer. Dis hier waar jy agterkom, ek het die Here so nodig. Want het is lekker om deur te gaan met die wêreld, dat niemand weet jy is 'n kind van die Here, en baie kry dit reg. Maar dis nie waarvan Johannes 15 praat nie, hy praat hier van 'n vrugbare kind van God. Jy moet leer, jy het God afhanklik en jy moet die volle prys betaal, en dan sal jy dit gaan leer. Kyk mooi, wat sê Paulus? Hy sê, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees. Daai geleer is 'n voortdurende geloofs. Dan druip ek 'n toets, dan gaan skryf ek hom weer, dan werk ek hard, dan kom ek hom oor. En so groei ek stukkie vir stukkie. Kyk wat is deel van sy groei. Ek weet om verneder te word. Ek weet om oorvloed te hê. En alle dinge is ek onderrig. Watter dinge? Om niks te hê nie, om alles te hê. Kom ek gaan aan. Om gesond te wees, om siek te wees. Wanneer almal van my hou, wanneer niemand van my hou nie. Daar moet ek gaan leer om vergenoeg te wees. En dan kom die oplossing in vers 13. Want ek is tot alles in staat, verskoon tog, deur Christus wat my die krag gee. Vriende, Christene, kind van God, leierskap, jy moet vanoggend opnuut jou afhanklikheid aan die Here
kom erken. Soos Jesus sê, sonder my kan julle niks doen nie. As ek oorweldig kan word met hierdie wete, if this penny drops in my mind, as ek dit kan snap, en ek sak op my knieë dagliks en ek sê, Here, nie een tree sonder U nie, nie een gesprek sonder U nie, nie een beweging sonder U nie, dan kan ons begin ervaar wat die Here gesê het. Wat sal ons van die dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Jy sien, hy is die instaatsteller vir hom wat dit nodig het. Hy sê, man, al die dinge is ons meer as oorwinnaars, omdat ons die lief gehad het. Vriende, u en ek is van God afhanklik. Dit is wat wynstok Christenskap en leierskap is om te sê, ek is aangestel, maar ek is so afhanklik van hom. En Jesus het dit self gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Kom ek ben jou derde ene, vriende, kyk die mooi vrugte, en ons kom dan, ons sê in die derde plek, wynstok Christenskap is verantwoordelike Christenskap. Vriende, is iets wat ek vir kortliks gaan noem, voor ek die tekstvers opgooi, maar te veel mense dink, ek kan nou my hart vir die Here gee, ek kan ja vir Jesus sê, en nou gaan ek groei, self groei. Vriende, niks in die wêreld groei self nie. Niks. Ook nie jy nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om van die dag dat die Here jou siel red. Jy het 'n verantwoordelikheid vir die Here ja te sê, maar dan vanaand jy 'n verantwoordelikheid om geestelik te groei. Jy word verantwoordbaar gehou. Kyk wat sê die woord. Hy sê, bly in my. Opdrag aan wie? Aan jou en aan my. Soos ek en julle. Net soos die loot. Onthou jy nou die lang loot, geen vrug kan dra aan homself nie. Kom ons vat 'n lang loot wat boop was, daai lang loot, né? Dan pluk ons hom uit af. Ons sit hom hier neer. Wat is die moontlikheid dat hierdie loot wat ek nou afgeknip het daar nie? Wat is die moontlikheid dat hy gaan vrug dra? Help gou vir my. 0. Niks. Hoekom nie? Hy moet gekoppel wees aan die wynstok. Jesus sê dit, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so ook julle as julle in my nie bly nie. Wie se verantwoordelikheid is dit om in Jesus te bly? Joune, myne. Dit vra van ons toewyding. Dit vra vir ons oorgawe. Dit vra vir ons elke dag te sê, Here, hier is ek neem verantwoordelikheid. As ek drink aan hierdie week se oordenkings, ek het so baie geleer in die voorbereiding daarvan. Ek is verantwoordelik vir my hart, nie die Here nie. Ek is verantwoordelik wat in my hart inkom, en ek gaan word wat in my hart is. Jy sien, jy vat verantwoordelikheid vir jou hart, jy vat verantwoordelikheid vir jou Christendom. Jy bly in Christus. Jy staan saam met hom op, jy loop saam met hom, jy maak tyd met hom in gebed, jy maak tyd om met hom te praat hierdie dag, jy lees sy woord, jy bepyn sy woord, en soos jy daarmee aangaan, wat gebeur? Hy verander jou self, en dis die wonder. Het jy al probeer om jouself te verander? Jy agterkom, jy kom nie reg nie, want jou vlees het nie wat het vra nie. Maar sodra jy oorgegee is aan die Here, en hy begin self die werk in jou doen, terwyl jy met hom hand aan hand loop. Ek wil amper sê, so 'n klein seentjie wat hand aan hand met sy pappa loop. Solank jou hand in jou pappa se hand is, amper asof daai pappa se krag deur jou kom, en hy stel vir jou in staat, en jy groei op, en jy groei op, en elkeen wat saam met my kan getuig van geestelike groei, kan kyk na tyd, hoe ek oor sekere dinge nie kon kom nie. En ook vandag kyk, en ek sê, ek kon nie glo, ek was daar nie. Ek kon nie glo, ek het so gestruikel nie. Ek kon nie glo, wat het gebeur? Het jy dit gedoen? Nee. Jy het met die Here gewandel, en hy het jou kom verander. Dis wat hy sê, 'n lewende offer. Jy moet dag vir dag jou lewe oorgee. Dis jou verantwoordelikheid. Nou sê hy, word nie die wêreld gelykvormig nie, word verander die vernuwing van jou gemoed of jou denke. En dis wat jy en ek elke dag moet doen, vriende. As julle in my bly en my woorde in julle. Jy en ek moet uithaal wat nie hoort nie. Dink weer so aan hierdie week se oordenkings. As daar goed is in jou hart wat nie hoort nie, is dit jou verantwoordelikheid om dit uit te haal. Voor die Here te bring, sê Here, kom maak hierdie goed skoon vir my. Ek soek dit nie hier binne nie. Maar jy moet ook volmaak. Jy moet ook volmaak. Ek gaan nie alles lees nie, maar hy sê daar, beklee julle self. Beklee julle dan. Beklee julle bo dit alles. Wat beteken? Beteken, daar seker nou wat ek moet uittrek. Maar voortdurend as ek met die Here loop, gaan ek aantrek. En dan gaan verander word. Vriende, jy moet voortdurend volgemaak word.
Wie van u het al 'n kar gekoop wat sy battery vir ewig hou? Of 'n kar gekoop wat vir ewig ry sonder petrol? Of 'n selfoon gekoop wat sy battery vir ewig hou? Het jy al so iets gekry? Nee, jy ook nie. Ek en jy moet gedurig deur gelaai word. Daarom sê die Here, vat verantwoordelikheid, kom prop in by my. Kom kry die krag van my, dag vir dag, want sonder my kan julle absoluut niks doen nie. Vriende, ek en jy is nie aangestel nie. Ek en jy het 'n geweldige verantwoordelikheid as kind van God teenoor my Vader, teenoor die Seun, teenoor my eie lewe, teenoor my man, teenoor my vrou, teenoor my gemeente, teenoor die saak van die Here, selfs teenoor hulle daar buite wat niks van die Here weet nie, is ek en jy aangestel en ons moet verantwoordelikheid neem vir ons eie lewens. Bring my by 'n volgende gedagte. Wynstok Christendom is vreugdevolle Christendom. Johannes 15 vers 11. Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle volkome kan word. Vriende, blydskap loop saam met die Here Jesus. Hoeveel van u kan onthou toe u by die Here uitgekom het? Ek kan dit onthou. Die blydskap en die vrede wat jy oorweldig het. Soveel so dat jy in trane uitsak en jy ween, want jy kan nie glo dat die God van die hemel vir jou kan vergewe en vir jou kan red nie. Dis oorweldigend. Daar's 'n blydskap wat jou vul. Ek lees soveel artikels van mense, veral in China, Noord-Korea, Nigerië, leierskap wat gevang word, wat in tronke staan, wat sê, julle gaan almal ten dood veroordeel word. En hulle staan daar, jy kan sien die gemoed is swaar. Maar vind hulle 'n vreugde wat net die Here kan aansteek in hulle harte. Deur die eerste 300 jaar van die kerk, vriende, is die kerk van Jesus verskriklik vervolg. Hulle is op brandstapels aan die brand gesteek, lewendig. Hulle is vir lewende diere, wilde diere gevoer, ten die aanskoue van ander. Al wat hulle moes doen is, sweer net hierdie Jesus af. En hulle vertel, as die vuur brand, en die vlamme lek aan die vlees, dan sing gesinne, koortjies, en geestelike liedere, tot eer van God. That is what God called us for. Om ten alle tye in die vreugde van die Here te lewe. Hy sê mos, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle volkome kan word. Met ander woorde, vriende, as jy gered is, as jy op pad hemel toe is, as jy 'n dag vir dag wandel met die Here het, as jy die mees bevoorregte mens op die aarde, en dit moet in ons lewens wys, ons moet opgewonde wees, dit moet wys. Maar baie keer kom mense en sê, ek was vandag by die stalle. Ek sê, maar jy was dan kerk toe. Nee, maar is die stalle. Nee man, dis nie stalle as die kerk. Nee, dis die stalle. Hoekom? Want almal het seker lang gesit soos die pere. Nee, vriende, ons is kinders van die Here, en as ons in Jesus is ons vreugdevol, die blydskap kom uit. Jy kan so die skrif gaan lees met alles. Jesus self kyk na die kruis. Hy kyk na alles wat wag. Hy sê die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Luister mooi, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het. Hy het geweet wat lê aan die ander kant van die kruis. Weet jy en ek wat lê aan die ander kant van die lewe? Weet jy verseker vandag dat as jy sterwe, jy by Jesus sal kom, dan jy al die vreugde in die lewe wat jy kan hê, sit dit net op jou gesig. Laat dit binne uitkom na buite. Jakobus 1 vers 2 en 3. Ons stap in hierdie moeilikheid in. Ag, het loutere vreugde, my broeders, as jy ander versoekinge val. Hoekom? Want ons sien hier kom iets, want ons gaan kyk wat gaan die Here vir ons doen. 1 Petrus 1 vers 8. En wie julle al het julle hom gesien nie, tog lief het. En wie julle al het julle hom tog nie sien nie, tog glo. En julle verbly met 'n onuitspreeklike heerlike blydskap. Vriende, waar is die blydskap van die Here? Waar is die blydskap van die Here? Waar fokus ons dat ons die blydskap van die Here so kan mis? Paulus skryf in hierdie gemeente Tes, hy sê, julle het my navolgers geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met blydskap
van die Heilige Gees. Kyk weer eens, soos jy aangaan met die woord, aangaan met die Gees, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap. En daarom kom Jesus en sê, wynstok Christenskap, wynstok leierskap is vreugdevolle leierskap. En daarom behoort die kerk van die Here die mees aangenaamste plek te wees, waar ek kan kom vrede ervaar, waar ek vrede kan indra, waar ons met mekaar kan kom deel oor die vreugde wat ek deel, die vreugde van Jesus. Ja, ons het ons laste, ja, ons het ons uitdagings, en ons het almal baie. Maar dit oorweldig hulle almal. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie. Psalm 46, hy is in 'n hoë mate beproef, daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en dan wankel die wêreld weg in die dieptes van die see. Ons sal nie vrees nie. Hoekom nie? Want ons vreugde is in die Here. Dit is alles, vriende, wynstok Christenskap. Dis 'n aangestelde Christenskap leierskap. Dis 'n afhanklike Christenskap leierskap. Dis 'n verantwoordelike Christenskap leierskap. Dis 'n vreugdevolle Christenskap leierskap. Maar die vyfde plek, wynstok Christenskap is vrugdragende Christenskap. Jesus se woorde baie eenvoudig. Elke loot wat aan my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra. Vriende, wanneer ons praat oor 'n kind van God sonder vrug, dan praat ons van 'n kar sonder 'n engine. Ons praat van 'n huis sonder 'n dak. Ons praat van 'n dam sonder water. Daar's net sekere goed wat saam hoort. Sout en peper, vinkel en koriander, Christenskap en vrug. Dis ononderhandelbaar. Hoekom? Want die dag as die Here jou kom red en jou kom nuut maak, dan is daar vrug, saad in jou hart gesaai. Wie kom woon in jou by die wedergeboorte? Die Heilige Gees. Kom ons gaan kyk wat sê die woord. Hy sê, maar nou dat julle vrygemaak is van sonde, daai vrede, daai weet ek is klaar met sonde, ek is nie meer veroordeel nie, ek is vry in die Here. Hy sê, nou dat julle vrygemaak is van sonde en diensbaar geword het aan God, het julle die vrug tot heiligmaking, die vrug om vrugbaar te wees, die vrug om vrugte te dra, die vrug om heiligmaking te strewe is in jou hart gedeponeer. Jy moet dit nie gaan soek nie, jy moet dit nie gaan vra nie, dit is daar. Die Here het dit klaar deur sy Gees gedoen. Filippense 1 vers 11, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Christus Jesus. Vriende, ek en jy het alles ontvang om vrug te kan dra. Maar wat is die probleem? Dis die wil. Ek wil nie altyd nie, want die vlees sê ek wil nie, die Gees sê ek wil, die vlees sê ek wil nie. Ek wil vir DP dan ook 'n bietjie reg help met nou se aanhaling in die skrif. Ja, Paulus het gesê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dan dit doen ek. Nou kom aan hy vra die vraag, maar wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan kom die antwoord, ek dank God deur Christus. Sê ja, ons hoef nie daar te sterwe nie. Ons kan in oorwinning sterwe, want ons kan verlos word van elke dooie werk deur Christus Jesus. Dis wat hy sê. So weer eens, ons het die vrug, ons moet vrug dra, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, dit is vrugte. Galasiërs 6 vers 10, maar laat ons terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen. Alles vrugte. Vrug, die Here sê, hy wil hê, u en ek moet verstaan, ons is aangestel, ons moet afhanklik van hom wees, ons moet verantwoordelikheid vat vir my eie geestelike lewe, ons moet vreugde put vanuit ons verhouding met die Here, en dan moet ons weet, ons roep om vrug te dra. Dit is wat wynstok Christenskap is. En die laaste een wat daarmee spontaan uitvloei, vriende, wynstok Christenskap is liefdevolle Christenskap. Met ander woorde, as daai loot binne in Jesus is, en hy trek die sappe op van Jesus uit die wynstok deur die loot in sy vrugte in, daardie sap is liefde. Liefde. Daarom sal daar bly geloof, hoop
en liefde. 1 Korintiërs 13, maar help my. Maar die grootste hiervan is, help my, die liefde. Solank ek en jy in Jesus geanker is, solank kan ons lief hê. Die oomblik as ek daai lood wegneem van die wynstok af, kan jy nie lief hê nie. Jy kan traai, jy kan jou tande kners, jy kan 'n gesig opsit, maar jy kan nie lief hê soos die Here wil hê moet lief hê as jy nie in die wynstok is nie. Kyk wat sê hy. Hy sê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in die liefde van my. Kom stop vir 'n oomblik daar. Vriende, maak nie saak vandag hoe droog jy gemaak het in die verlede nie. Maak nie saak hoe droog jy gemaak het gisterand nie. Maak nie saak hoe droog jy gaan maak in die weke wat kom nie. God het jou lief. Jy is sy kind as jy gered is. En sy liefde staan vas. Dit moet jy oorheers, dit moet jou oorheers en jy moet dit dink. En daarom wil ek nooit wegbly van hom of wat jy my so lief het nie. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Kyk nou mooi na sy kwalifikasie, soos ek julle lief gehad het. Ja, ons verstaan 'n bietjie anders, nee. Ek het lief wie my lief het. Ek het lief wie vir dieselfde span skree. Ek het lief wat soos ek dink. Ek het lief hulle wat my kleur is. Ek het lief hulle wat in my kerk is. Ek het lief hulle wat saam met my stem. Nee, dis menslike liefde. Hierdie liefde kom van God. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Dit gebied ek julle dat julle mekaar moet lief hê. Dan gaan Jesus as en hy vat nou die hele wynstok en hy dryf hom op die keper en hy kom uiteindelik by vers. Onthou ek vir gesê, jy kan hom lees vanaf hoofstuk 13. Kom vat jy weer terug na hoofstuk 13 toe. 'n Nuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Moet julle mekaar ook lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels het as julle liefde onder mekaar het. Vriende, weer eens die vraag, wat 'n Christen is jy? Is jy daai Christen wat man op jou eie probeer regkom, of is jy waarlik gered? Stap jy waarlike pad met die Here Jesus? Is jou wortels werklik in hom en in sy woord in vasgemaak? Is jy die lood in die wynstok? Bly jy daar? Het jy Jesus lief? Het jy sy woord lief? Het jy sy kerk lief? Dan gaan die liefde uitvloei na buite. Die woord van die Here is so duidelik as hy vir ons sê, liefde is lankmoedig en vriendelik. Dink dit gou 'n bietjie aan dit onder onsself, onder mekaar, onder my huis, onder broers, onder medelandburgers. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dis die liefde wat uit Christus uitkom. Maar wat is die voorwaarde? Die voorwaarde is, vriende, ek en jy moet vanuit die wynstok lewe. As ons nie vanuit Jesus lewe nie, is hierdie 'n saak van onmoontlikheid. Hoe lyk wynstok Christendom? Hoe lyk wynstok leierskap wat uitvloei? Dit is 'n aangestelde Christendom. Ek gaan vandag weer sê, jy is aangestel in voltydse diens van die Here as jy sy kind is, waar jy ook jou voet mag vind. Tweede plek, wynstok Christendom is afhanklike Christendom. Ons is werklik afhanklik van die Here. Ons kan net ons hande uitsteek en sê, hier is ek. En ek stoei en ek beklei hard en ek hoop u doen dieselfde net om jou hand in die Here se hand te hou, want ek is so afhanklik van hom en jy moet so afhanklik wees van hom, nee. Maar wynstok Christendom is verantwoordelike Christendom. Ek moet in die Here bly. Ek moet daai moeite doen. Ek moet verantwoordelikheid neem. Wynstok Christendom is vreugdevolle Christendom. As jou vreugde weg is, gaan vra vir die Here, hoekom is dit weg? Wat het dit verdryf? Wat het ek toegelaat in my hart dat die vreugde van Jesus uit is? Kry dit uit en kry dit in. Wynstok Christendom dra vrug. O vriende, kan ons die vrug vir die Here wys? Kan ons die vrug vir die Here gee? Dis nie ook jy wat dit dra nie, is hy. En laaste plek, wynstok Christendom is liefdevolle Christendom. Dit beteken ek stem nie met jou saam nie, maar ek het jou lief. Dit beteken ek hou nie eens van jou persoonlikheid nie, maar ek het jou lief. Ek hou nie van die kerk waarin jy aanbid nie, verseker reis, maar ek het jou lief. Ek hou nie van die span waarvoor jy skree nie, maar ek het jou lief. Ons kan aangaan. Ons moenie verwar
saamstem of hou, is liefde nie. Liefde is uit Jesus uit. En kyk hoe Jesus die Jood hanteer, hoe hy die Samaritaan hanteer, elkeen is hanteer uit liefde. En dis my en jou roeping. En mag die Here ons vandag vind, dat ons werklik waar in die jaar wat oor is, in die jaar wat kom, wynstok Christenskap sal uitlewe op elke plek. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie vir u woord, wat nooit ledig na u terugkeer nie. En dankie Here dat ons vandag opnuut maar net kan besef, ons geweldige voorreg, om deel te wees van die kruiswerk van Christus. Dankie vir die groot voorreg, om deel te wees van die kerk van Christus. Dankie vir die groot verantwoordelikheid, om verantwoordelikheid te vat vir my eie lewe. Dankie vir die verantwoordelikheid wat ek moet vat, om afhanklik van u te wees, vrug in u te dra, mekaar lief te hê. O Here, ons besef, hierdie goed is soos 'n berg, maar as ons in u is, kyk ons af hierop en is 'n klein hoopie, want u is ons instaatsteller. Mag ons vandag opnuut maar net aan u kom oorgee op elke vlak, en mag ons in u rus, dat u in ons elkeen wynstok Christenskap en wynstok leierskap sal opwek tot u eer. Amen. Dankie vriende.